En ek het vanoggend, soos ouer gewoonte, het ons 'n vraag waarmee ons begin. Nie waar nie. En ek het vandag 'n baie maklike vraag. Regtig. Maar Henry mag nie in hierdie vraag deelneem nie. Want jy sien, hy het eintlik die antwoord vanoggend gegee op 'n vraag. Want hy het my die vraag gevra, toe sê ek nee, maar sê gou vir my. En dis die vraag wat ek van julle gaan vra. En ek dink myne sou dalk bietjie meer, want dit oor gegaan oor die stamgeskiedenis van Jesus. Dit sou dalk bietjie moeiliker gewees het. So nou vra ek vir jou die vraag. En hy vra vir my, in die lofprysing orkes van Dawid, hoeveel musikante was daar? Kom, moet maar nie nou soos 'n klomp eerstejaars studente. Dit is 'n maklike vraag, jy moet 'n getal opnoem. Dink, wat 'n getal kom in jou gedagte op en jy wen 'n chocolate. Vat 'n raaiskoot. Hoeveel? 3, 4, 5, 3, 1. Jy sê, julle is daar allemaal onder hoor. Wow, 20. Jo, nee, 288 is ek reg is, nee, Henry. Sê die woord. Opgeleide musikante. 288 musikante. Wat gaat aan met hierdie klomp mense in hierdie orkes? Ag nee, sies manne, is tyd dat hierdie orkes wakker word, hoor. Ek soek ook 288 professionele musikante. Dan gies jy gaan jou boele ons in die oë van die Here hoor. Amen. Mense, ja, ek wil vandag oor 'n onderwerp gesels, maar ek dink almal al het die vraag vir jouself gevra. Almal van ons moes op een tyd in ons lewe gekom het. En daar's 'n liedjie wat ek in hierdie week, toe ek op die vliegtuig is, weer geluister het. En dit is van Chris Christofferson, wat hy die liedjie sing, Why me Lord? Waarom ek, Here? En hierdie liedjie is een van die liedjies wat my baie na in die hart lê. En ek het weer begin dink oor die vraag, waarom ek, Here? En ek dink ons vra dit op verskillende maniere. Baie keer vra ons dit in die tydperk van, ons voel verlore, ons voel alleen, ons voel ons is nie die moeite werd in die samelewing nie. Ek dink almal van ons het by daai punt in jou lewe gekom wat jy gesê het, Here, waarom is ek hier? Wat maak ek hier? Wat is my doel op aarde? Sê tog vir my, waarom moet ek deur al hierdie dinge gaan? Here, het U my vergeet? Here, is ek nie die wit broodjie nie? Here, waarom ek? Hoekom nou, Here? Hoekom nou? Net sodat ek dink dit gaan goed met my lewe, kom al hierdie teëspoed op. Wie het dit al gehad? Ek het dit al baie keer gehad, en sê, Here, luister, ek verstaan nou nie, ek dien jou. Ek lees my Bybel, ek bid vir jou. Maar Here, waarom moet ek deur hierdie dinge? Hoekom moet ek nou weer deur hierdie goed gaan? Wil jy my nie 'n breek in die lewe gee nie? Wie het al op 'n punt gekom en gesê, Here, weet jy wat, dis nou tyd vir 'n bietjie breek, hoor, ek het 'n bietjie vakansie nodig, hoor. Ek dink ons almal het op daai stadium in jou lewe gekom en jy sê, Here, hoekom? Hoekom met my? Hoekom met my familie? Here, waarom help U my nie? Jy weet dit al vir die Here gevra. Here, dink jy dis nou bietjie tyd dat jou hand bietjie van voorsiening na my uitreik nie? Het jy my vergeet? Ek dink almal van ons het op 'n punt in ons lewe gekom wat ons al hierdie vrae gevra het. Want daar kom tog soveel teëspoed vir 'n kind van die Here. Nie waar nie? Wie het al gesê, weet jy toe ek in die wêreld was, Jesus het daar 'n gemaklike lewe gehad. Wow, niks het my geplan nie. Niks het fout gegaan nie. Wie het dit al gehad? Baie van ons het dit al gehad, maar toe jy kind van die Here word, toe sê, Here, maar hoekom gebeur alles nou skielik met my? Hoekom voel dit asof die wiele van die bus afval, dat ek nou alleen hier hardloop? Here, my motor het weer gebreek. Here, dit kos weer geld. Here, geld is skaars in vandag se samelewing, verstaan jy nie? Verstaan jy nie Suid-Afrika is in 'n krisis nie? Daar's nie werk nie. Here, hoekom het ek my werk verloor? Here, hoekom moet dit met my en my familie gebeur? En ons kan aangaan oor die vraag. En jy kan dalk vra, Here, is ek nie 'n goeie mens nie? Hoekom moet daar slegte dinge met goeie mense gebeur? Jy het dit nie al vir jouself gevra nie. Jy weet jy wat, ek is daarom nie so bad nie. Ek sê so bad soos wat die koerante sê ek is nie. Maar nog steeds tref al hierdie dinge my. Is ek nie 'n goeie mens nie? Hoekom getref dinge goeie mense? En ons kan al hierdie vrae vra. Hoekom ek, Here? Dan is daar nog die gedagte dat, weet jy wat, finansiëel, hoeveel van julle finansiëel het nou al vir die Here gevra? Here, waarom moet ek deur hierdie stryd gaan?
Here, hoekom moet ek swaar kry? Here, ek het dan vir die kinders gesê, U gaan aan ons voorsien. Dink bietjie in Psalm 23. Hy sê, en goedheid en guns sal my volg, as ek mos 'n kind van die Here is. Luister mooi, wat die woord sê, goedheid en guns sal my mos volg. God se genade en guns sal altyd met jou wees, maar dit maak jou nie gevrybaar van teëspoed nie. 'n Kind van die Here kan nie net op die maklike paadjie loop nie, want as ons in 'n gemaksone raak en alles gaan goed met ons lewe, die goedheid en guns, wat gebeur? Die kind van God gaan sit in die gemakstoel. Is dit nie so nie? My lewe is mos alright, man. My pad na God se koninkryk is oop. En dis wanneer die gevaarligte inkom. Vir my en jou om geestelik te kan groei, moet ek en jy deur die hoekom en waarom stadiums in ons lewens gaan. En ons gaan nou kom by hoekom. Hoekom moet ek deur dit gaan? Hoekom moet ek swaar kry? Wat wil die Here vir my sê? Dan vra ek die vraag, wanneer ons deur dit gaan, moet ek en jy nie bietjie net gaan stil sit en bietjie kyk en sê, watter guns het ek nie werklik by die Here nie? Ons kyk altyd na die feestelike goed. My kar is stik en my yskas werk nie, my TV, my vrou het my remote gevat, ek mag nie eers meer my programme kyk nie, ek is gehok, ek mag nie eers meer gaan visvang nie, ek is gehok, so dit gaan nie goed met my lewe nie. Maar het jy al bietjie gesit en gedink, wat is die ander kant van dit? Ek sit op die vliegtuig, en ek sien hierdie mense, elkeen besig met sy eie struggle, mense met laptops, almal werk. Die een kan nie met die ander een langsom praat by vliegtuig nie. En ek vra vir myself die vraag, Here, waarom? Waarom leef ons in hierdie gejaagde wêreld? Ek sien net die negativiteit. En die Here praat met my deur die middel van die Heilige Gees en hy vra, Gert, ek wil jou 'n vraag vra. Wat se guns het jy vandag? Ek sit so in my stoel terug. En ek begin dink, weet jy wat? Ek is gesond. Is dit nie? Is jy vandag gesond? Is dit nie iets in guns uit God se hand nie? Ons is so geneig om op wêreldse goed te fokus, dat ons vergeet om dankie te sê vir die klein seëning wat ons uit God se hand ontvang. Ek is gesond. Weet jy, ek kan hoor. Ek kan sien. Ek kan voel. Ek kan loop. Ek kan praat. Vra vir oom Roland wat hier sit. Toe sy sig weg is, hoe het hy gevoel? Heel by hom gaan staan en gesê, oom Roland, hoe het dit gevoel? Het gevoel asof sy wêreld uitmekaar uitval. Die gevoel is daar nie vir hom hoop is nie. En ek dink hy het hierdie vraag vir die Here tereggevra. Here, waarom ek? Waarom moet ek my sig verloor? Waarom moet ek dit doen? En dan vergeet ons om op die klein dingetjies te fokus. Dinge soos, jou familie is daar. En as jy vir die Here net dankie gesê, Here, dankie vir my kinders wat daar is. Dankie vir my vrou, al laat sy my nie visvang nie. Dankie. Dankie, sy's daar. Sy's hier. Sy gee ten minste elke aand darm nog vir my bord kos. Ek kry darm kos. Ek moet dankbaar wees. Daar's kos op my tafel. Wanneer fokus ons op die klein dingetjies om net dankie te sê vir mekaar? Wanneer laas ek net vir iemand gesê, dankie dat jy vandag in die huis van die Here hier is. Dankie Boeta dat ek weer hierdie week met jou kom praat. Ons neem al hierdie dinge so vir granted. Want ons lewe in ons eie ou wêreld wat so vol probleme is, dat ons die seëning van God miskyk. Dat ons nie besef hoe kosbaar elkeen wat vanoggend hier sit nie. Jy mag dink, jy's nie kosbaar nie. Jy mag dink, ons sien oor jou in hierdie gemeente, maar ek wil vir elkeen sê wat vanoggend hier is, jy is kosbaar, man. Ek is so dankbaar vir elkeen wat in die huis van die Here is. Ek is so dankbaar vir elke siel wat die Here my toevertrou. En baie keer kom ons as leraars en ons wil hierdie groot, mooi gemeentes hê. En ek het ook in my lewe, toe ek hierdie gemeente in Delmas begin het met die vraag gestruggle. Ek sê, Here, waarom het jy my hier gesit? Here, kom uit 'n gemeente waar ons 120 plus was. Nou as ek die deure oopmaak, sit die 10 mense. Here, wat het jy met my gemaak? Het jy my vir die verderf gegooi? Maar die Here het my geleer om op die klein dingetjies te kan fokus. Weet jy wat? En ek het een ding besef, hoe lekker dit is om 'n gemeente soos Delmas te hê, waar ons mekaar ken,
met mekaar na die tyd kan gaan koffie drink. Weet jy, met sulke groot gemeentes lewe ons so verby mekaar. Ons ken mekaar nie werklik nie. Ons sit gister daar met die visvang kompetisie en ons sit as manne in lag, manne in Christus. En dis die lekkerte. Ons moet nie die klein dingetjies miskyk nie. Ek is so dankbaar vir waar die Here my vandag het en waar my bediening is. Vir elkeen wat hier is, elke seëning. Maar God het my geleer om nederig te wees. Want jy sien, ek het geweet, as ek so groot mooi gemeente het met 200, 300 mense, gaan dit begin word. Ek het dit reg gekry. Wow! Is dit nie so nie? Is mos. Wow, ons het musikante. Check, ek het die hele band, professionele mense. Maar is hulle harte reg? Is hulle gesindheid reg? Daarom is ek so dankbaar vir dit wat God vir my gee. Ek het die vraag gevra, die hoekom, die waarom. En weet jy wat? Elke keer as ek hier uitry by die gemeente, dan sê ek is klaar. Dan sê my vrou, nee, sê ek, jy verstaan verkeerd. I'm done. En sê jy Sondag terug, sê jy verstaan verkeerd. Sondag is ek terug. Lyk my ek het verkeerd verstaan. En so die Here by hierdie gemeente gevoeg, stelselmatig. En ek is net so dankbaar vir wat hy gedoen het. Ja, het ons deur die rampe gegaan, het ons deur die groeipyne gegaan. Ja, maar groeipyne wat die moeite werd was, want dit het nie gegaan oor ek of iemand of iets nie, maar oor wie God is. En die dankbaarheid vir God, vir elke een wat hier is. Is dit nie tyd dat ons seëninge moet tel nie? Wie ons lewe in 'n wêreld waar almal negativiteit is, waar almal stryk en almal beklei om tog ietsie te kry. Weet jy wat? Jy al net vir die Here gesê, dankie vir my ou werkie wat ek het. Ek sê mos, as mense vir my vra by die werk, hoe gaan dit? Dan sê ek, ja, weet jy wat? Seker maar right, hardwerkend en onderbetaal. Is dit nie so nie? Maar luister mooi wat ons baie keer vir ons sê, hardwerkend en onderbetaal. Iemand sê nie, jy hardwerkend geseënd, want ek is dankbaar ek kan werk. Tel jou seëning. Ek wil vandag ry, as jy by die huis kom, wie weet wat 'n inkomste staat is, 'n balansstaat? Wie ken dit? Gaan maak bietjie 'n balansstaat van jou seëning. Teen dit waaroor jy kla. Gaan doen dit 'n bietjie. Nou gaan jy eintlik kom op jou balansstaat. Sê, Here, seën jy my met soveel. En ek kla oor hierdie bietjie. Dan kom jy agter hoe geseënd jy werklik is. Spreuke 10 vers 22. Die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daarby niks nie. Die seëning van God. Nie vleeslike seëning nie. Gaan kyk bietjie op geestelike gebied, waar jy was en waar jy nou is. Hoe jy geestelik gegroei het. Ek wil vir jou sê, as ek 30 jaar, nee 20 jaar terug in my lewe moes kyk, nou bietjie langer, waar ek was en waar ek nou is, wil ek vir jou sê, God het my geseën. Was dit maklik? Nee. Het ek en my vrou swaar gekry? Ja. Dan word my vrou vir my kwaad, daar in Springs gemeente, ek het so boksvrieskas, hy was altyd vol. Dan hoor ek mense trek swaar, dan vat ek alles. Dan sê sy, maar ons sit nog 'n maand om te gaan, en sê ek, moenie worry nie, daar sal kom. En hoeveel keer was daai vrieskas nie elke keer weer vol? Ons deel uit, hy bly vol, ons deel uit, hy bly vol. En so het ons seëning getel. Spreuke 11 vers 11, die seën van die opregtes kom, 'n stad op, maar die mond van die goddelose word dit afgebreek. Luister mooi, wat jy seën oor jou eie lewe in dankbaarheid. En ek praat hier nie van 'n prosperity preker wat sê, "Boet, jy's môre 'n miljonair." Wys my waar al iemand so 'n seëning ontvang het en sê hy's môre 'n miljonair. Ek daag jou uit, kom sê vir my. Nee. Hier praat ek van geestelike welstand, mense, nie vleeslik nie. Die Here sal vir jou net genoeg voorsien. En ek wil jou vertel,
Ons sit eendag, ek en my vrou, en ek het 'n toets met die Here gedoen. Die Here sê, toets my, Maleagi 3 vers 10. Wie ken Maleagi 3 vers 10? Hy sê, gee aan God, en jy kan hom toets. Daai maand kom ek en ek sê, Here, ek gee my 10de vir U. Nou kom dit 'n week net voor Payday. Ons almal lewe mos van Payday. En ek word genooi, ek moet 'n bediening gaan doen hier in Delmas. En ek sê, Here, weet jy, ek gooi my laaste petrolgeld om daar uit te kom. Ek moet maandag werk, ek het 5 dae waar ek nog by die werk moet kom. So, ek maak op jou staat, jy sê Maleagi 3 vers 10, toets my. En ons sit daar. En na die afloop van die hele funksie goed sê die spreker daar, hy sê, weet jy, onder elkeen se bord is daar 'n nommertjie. En as die nommertjie getrek word, is daar R500, twee R500 en R1000 geskenk. Ek sê, Here, weet jy wat? Ek herinner jou, jy het gesê toets. Wie se naam word heel eerste getrek? My vrou se. Genoeg brandstof vir daardie week om by my werk uit te kom. God gaan jou nie met meer seën as wat jy nodig het nie. Moenie dink hy gaan R1 miljoen in jou bankrekening sit nie. Dit werk nie so nie. God voorsien vir dit wat jy nodig het. Net genoeg. Spreuke 11 vers 25. Die siel wat seën, word versadig, en hy wat laaf word, word self ook gelaaf. So ek wil vandag vir jou sê, seën mense, en God sal jou seën. Ons is te bang om te seën, want ek vra mos, hoekom sit ek in hierdie posisie? Het jy al gedink, daar's mense wat minder as jy het? Ek het 'n warm bed. Karen het dit nou aangehaal. Ek luister so vir bevestiging op my preek. Dit het al gister met Henry begin. En vanoggend het ons 'n liedjie gesing. Toe sê ek, wow, Here, dankie. En jy bid, Karen, ek kry my 3de een. Wie het al daai videoklippie gesien van daai jong man wat nie arms het nie, wat nie behoorlik kan loop nie. En hy speel die keyboard met sy voete. En hy sê, dankie Here vir die seëning. Dankie ek het 'n bed. Dankie ek het kos. Dankie ek kan sien. Dankie ek het familie wat vir my omgee. Dankie vir my seëning. Hy het nie gekom en dan gesê, hoekom ek, Here? Hoekom het ek so gebore? Hoekom is ek dit nie? Hoekom haat U my nie? Hy het dit verander in seëning. Wanneer gaan ek en jy die waarom, die hoekoms, Here, straf U my, 'n bietjie gaan verander in seëning? Dankie vir U seëning, dankie vir U liefde, dankie vir my bed, dankie vir my voertuig. Dankie al ry my vrou my nuwe bakkie, dankie vir dit. Seën mense, seën, wees voorspoedig, en ons doen dit nie, Here. Die vraag, waarom ek, Here, kan 'n baie diepgaande een wees, want wat ons lei om na te dink oor ons verhouding met God en sy planne vir my lewe. Waarom sit ek in hierdie posisie, Here? Wat wil U vir my leer vandag? Het jy al dieselfde vraag gevra? Waarom sit ek vandag in hierdie omstandighede? En wat doen ons as dit moeilik gaan? Die eerste een wat ons blameer is God. Kom ons wees eerlik. Die eerste een wat ons blameer en die skuld gee is God. Here, dit is U skuld dat ek vandag hier sit. Here, dit is U skuld, want U wil nie my voorsien nie. Maar ons gesindheid is verkeerd. Ons harte is verkeerd. En ek het al baie keer gesê, toe my seun na my toe gekom het gesê, pa, ek wil dit hê. Dan sê ek, Janine, het jy dit nodig? Nee, pa, maar ek wil. Dan sê ek, nee, jy gaan dit nie kry nie. Maar as my seun na my toe kom sê, papa, kan ek met jou praat? Ek het regtig dit nodig. Wat het jy gedoen? Wie al moes dit my laaste geld wees, ek het dit vir hom gegee, want ek weet hy het dit nodig gehad. En net so werk God die Vader. Net so werk God die Vader. Ons kom met die verkeerde gesindheid. Ons kom met die gesindheid van, ek moet dit kry. Nee, jy moet dit nie kry nie. Dis guns van God as jy dit ontvang. En daarvoor moet jy dankbaar wees. Dit begin by jou persoonlike gesondheid. Jou persoonlike geestelike lewe. Hoe dankbaar is jy vir dit wat God vandag vir jou gegee het? Baie mense dink dat omdat hulle swaar kry, God kwaad vir hulle is, of wil dikwels terugkry vir die een of ander ding wat in hulle lewe foutief gedoen het. Is nie keer baie wat ek doen nie. Here, het ek iets verkeerd gedoen, nou straf U my.
Nee, dis nie God nie. God het 'n ander plan, en 'n groter plan is wat ek en jy besef. En hierdie is 'n leen wat ek en jy vandag uit ons lewens moet uitsny. Ons dink wanneer dit swaar kry, en swaar gaan, dan straf God ons. Het jy gelees dat Paulus of die apostel sê, Here, jy straf ons? Het jy gedink hulle het 'n mooi rooskleurige lewe gehad? Dink jy hulle het in aircon voertuie gery en in aircon geboue gesit? Nee. En nêrens lees ek dat hulle deur hulle swaar kry en hulle marteling ooit God geblameer het en gesê het, jy straf my nou nie. Nee. Wat het God gedoen? En ons gaan nou by kom. Hy sê wel sekere dinge oor jou lewe stuur, maar om vir jou te leer om nie terug en op jouself staat te maak nie. Waarom doen God baie keer dinge? Want ek en jy het in 'n gemaksone geword. Me and myself, ek het dit gedoen. God leer jou, en hy wil dinge weer by jou tuis bring. Dis nie jy nie, dis die seëning van God. Baie keer bring God ons in 'n hospitaalbed, wie hoekom? Om jou bietjie stil en rustig te maak, sodat God met jou kan werk. Vra my, ek het die een maandagoggend wakker geword, en 2 uur te word ek in ICU wakker. My vrou en die dokters kyk vir my, en die eerste ding wat ek vir hulle sê is, wanneer gaan ek huis toe? En die dokter sê, nee broer, jy bly hoor, nie vandag nie. En in daardie week, wieveel tyd kon ek met God spandeer? Baie keer sit God jou op 'n plek van eensaamheid, om met jou te kan praat. Wat het die Heilige Gees met Jesus gedoen? Hy het hom in die woestyn ingelei. Wie het al in 'n woestyn gaan sit? In die aand. Daar's niks. Jy raak bang vir die stilte wat om jou is. Daar's letterlik niks. En wat het die Here gedoen? Wat het Jesus gedoen? Hy het God gesoek. Hy het met God die Vader gepraat. Wanneer God ons stil sit in hierdie storm, wat doen hy? Hy wil met jou praat. Dan moet jy sê, Here, hier is ek. Praat met my. Ek wil u stem hoor. Verstaan ek en jy wat God bedoel in daardie tyd? Baie keer nee. As jy dit swaar kyk, kyk eers of daar nie iets in jou lewe is wat reggemaak moet word nie. Wanneer ons swaar kyk, wat moet ek nie doen? Ondersoek. Wat sê 1 Korintiërs 11 vers 27? Ons moet ondersoek doen. Dalk beweeg jy weg van God, deur die eie ek. Hoogmoed. En dalk wil God net daai omstandighede gebruik om jou te herinner, om nie op jouself staat te maak nie, en weer fokus te kry op die een wat voorsien. In sy naam is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En weer my vertroue in God te plaas. En weg te beweeg van ek het dit vermag, ek het dit reg gekry, ek het dit gedoen. En die Here te gaan met 'n dankbare hart te sê, dankie Here, U het voorsien. Dankie Here dat ek nog 'n dag van genade in my lewe het. Baie keer bring God ons in storms in ons lewe om weer te fokus op wie hy is. Kom ons kyk na 'n paar aspekte. Ons kry swaar omdat dit God se doel met ons lewe is. God se weë is nie ons weë nie, en God se gedagtes is nie ons gedagtes nie. Jesaja 55 vers 8 en 9. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Wat kom die Here hier en sê? Jou planne tel nie, want dit is nie my planne nie. En ons is so gefokus op hoe ek die storm gaan beheer, hoe ek die uitkoms gaan bewerkstellig, hoe ek dit gaan doen, dat ons vergeet, God se plan is nie my plan nie. En vers 9 gee die mooi antwoord daarvoor. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Hy sê eintlik hier, my plan is die soewereine plan. Maar jy wil nie luister nie. Jy wil mos op die eie ek staak maak. So suffer dan. Wat doen ek en jy baie keer met ons kinders? Baie keer sê ons, sometimes you need to be cruel to be kind. En dis wat die Here doen. Baie keer voel dit asof die Here kwaad vir ons is, maar hy doen dit in liefde, sodat ons 'n les kan leer.
En wat leer ons baie keer van ons kinders? Jou planne werk nie. My seun het baie kom en sê ek vir my, hey, dit gaan dink mooi. Sê pa, dit gaan werk, man, ek het die ding uitgefigure. Sê ek, seun, gaan dink mooi. En so 3 maande later, as ek genooi word vir koffie op die stoep, sê, pa, weet jy, eintlik was jy reg. Ja, en nou baie keer as jy deur die storm gegaan het, dan sê die Here na 3 maande, dan sê jy herken, Here, maar eintlik was u reg. Nie waar nie? Eintlik was u reg, want u planne is nie my planne nie. U planne is volmaak, myne nie. Baie keer voel ons onwaardig of geonkwalifiseerd om die probleem op te los. Wie het al magteloos gevoel? Wie het al magteloos gevoel? Wie het gekom en gesê, ek kan dit nie meer nie, Here. Ek is nie bevoeg nie. Maar dit is ook baie keer 'n leuen van die Satan. Want wanneer jy jou vertroue volkome in God plaas, kom God en hy bemagtig jou om 'n oorwinning te kan kry. Wat het hy vir Petrus gesê? Hy het vir Petrus gesê, hier's my hand, ek red jou, staan op en ons stap terug boot toe. Ons stap terug skei toe. Die Here sal jou toerus. Maar dan moet jy ophou om te glo, ek is nie waardig genoeg om dit te kan doen nie. As daar die plan vir jou lyk asof dit nie gaan uitwerk nie, maar dit is 'n plan van God, sal dit uitwerk, want hy sal jou toerus. Maar ons glo nie meer aan dit nie. Want die plan lyk tog so onwerklik. Die Here sê, maar jou planne en my planne verskil, maar my planne is die volmaakte plan. Gaan lees maar Jesaja 55 vers 8 en 9. Waar hy sê, moenie. God se doel, die 3de punt, God se doel vir ons, gaan nie altyd oor ons voornemens of ons sterkpunte nie, maar oor sy heerlikheid en gehoorsaamheid aan hom. Wanneer word ons aangeval? Ons word nie op jou sterkpunt aangeval nie. Ons word op jou swakpunt aangeval. En dan voel jy my, ek kan nie. Ek weet nie hoe om dit oor te kom nie. Ek is nie 'n man wat met wiskunde of iets kan werk nie. Dan gaan God iemand stuur om jou te kan help. Maar jy moet net gehoorsaam wees. En dit ontbreek by ons. Want ek wil dit doen. En dan kom die 4de punt. Vertrou God en sy goedheid. Dit kan jou help om jou doelwitte in God te bereik. In jou omstandighede te bereik en om nader aan God te bereik. Kom. Vertrou God. Wie wat doen die mens? God gee vir ons sy uitweg, dan vat jy dit weg. Hoeveel keer het ons nie hier van mense vir hulle omstandighede gebid nie? Dan stap jy uit met twyfel. Gaan God dit vir my doen? Gaan God my help? Gaan God my herstel? Dan loop jy weer soos 'n sak hier uit, en dan het jy nog 20 sakke sout saam met jou hier uit. Ons moet begin op God vertrou. Hy sê, vertrou my in alles. Vertrou my net. Gee my 'n geleentheid. Wanneer gaan jy die deur oopmaak, sodat jy weer op God kan vertrou? Wanneer gaan jy hom die geleentheid gee? Ons wil die probleem oplos, ons wil die deur oopskop, ons wil 'n deurbraak hê. In plaas van op God te vertrou, dat op die regte tyd, in die regte omstandighede vir jou deurbraak gaan gee. Gaan jy deur die storm gaan? Jy gaan deur die storm gaan. Jy gaan nie om hom nie, jy gaan nie bo hom nie, jy gaan nie onder hom nie. Jy gaan deur die storm met God, en jy gaan uitkom as 'n oorwinnaar. Maar ons vertrou hom nie meer nie. Vir God het vir soveel kinders van God 'n onwerklikheid geword. Dit voel asof so ver weg van God is, maar jy is nie, want die Heilige Gees is hier met jou, in jou. Wanneer gaan jy God weer begin vertrou? Want as jy God vertrou, gaan die hoekoms en die waaroms uit jou lewe uitkom, en jy gaan met 'n dankbare hart sê, dankie Here, dankie vir u seëning, dankie vir u guns, dankie dat u my weer op die regte pad gelei het. Vertrou God in alle omstandighede. Nie 50-50 nie. Alles. Ek en Hendrie het gepraat oor gister, oor vertroue. Vertroue in 'n huwelik. Wie wat sê 1,
ding wat jy moeilik herstel, is vertrou in die huwelik. Kom ons wees eerlik. As die vertroue in die huwelik gebreek is, of vertroue tussen pa en kind gebreek is dit so moeilik om te herstel. En ons wil daardie gebruik om God mee te meet. Ek en jy is die een wat God se vertroue breek. Want ons glo nie meer hom nie. God is getrou in alle ewigheid. In hierdie verhouding wat ons met God instaan, is ek en jy die een wat God se vertroue weer moet kry. Want ek en jy is die swak een. Kom ons begin weer in ons omstandighede, in ons swaar kry, in slegte en goeie tye weer volkome op God te vertrou en met 'n dankbare hart net te sê, dankie Here vir al my seëning. Wat moet ek en jy doen om my vertroue terug te kry? Ek en jy moet oorgawe gee. Is jy bereid om oor te gee aan God, God se wil en sy doelwitte vir jou lewe? Dis maklik. Dis maklik wanneer dit lekker gaan in die lewe om op God te vertrou, nie waar nie? Maar as dit swaar gaan, as jy elke aand moet wonder, gaan ek 'n maaltyd op my tafel hê, dan raak dit moeilik. Maar dis wanneer geloof inkom. Dis wanneer kom om volkome vertroue in God te wil hê en te sê, dankie Here. Ons doen nie meer oorgawe aan God nie. Ons doen dit halfhartig. Dan kry ons nie die deurbraak nie. Dan wil ons God blameer. Dan wil ons die hoekoms, die waaroms vra. Gehoorsaamheid. Aan wie moet ek gehoorsaam wees? Aan God. Nie aan myself nie. Nie aan my vriende nie. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer swaar gaan en jy luister na vriende, is dit die pad met afdraande, hoor. Maar as God met jou praat, is dit die pad van herstel en oorwinning. Geloof. Ons het 'n gebrek aan geloof. Wat is geloof? Die vaste vertroue in wie? In God. Maar ons twyfel. So ek en jy moet oorgawe doen. Ons moet gehoorsaam word. En ons moet weer ons geloof in God herstel. Dan die vraag, hoekom ek, Here? Hoekom ek? Hoekom nie jy nie? Wat maak jou so spesiaal, dat jy nie hoef deur hierdie storms te gaan nie? Ek wil vandag vir jou sê, God het sy eie seun nie eers gespaar nie. Sy eie seun het deur 'n storm en 'n pyn gegaan en aan 'n kruis gehang. Hy het sy eie seun nie eers gespaar nie. Ek dink ek en jy, ons is beter as sy eie seun? Die antwoord is nee, maar ons ken die antwoord. Ons is oorwinnaars in Christus, die wat oorgee, die wat gehoorsaam is, en die wat in geloof staan. Wat het Jesus gedoen? Om die oorwinning te kon kry? Hy het oorgawe aan wie gedoen? Heer, Vader, in u hande plaas ek my siel. Hy het oorgawe gedoen. Hy was gehoorsaam. Toe hy gebid en gesê het, Vader, laat hierdie lydsbeker verby my, het God die Vader gesê, nee. Baie keer kom ek en jy en ons wil nie daai lydsbeker hê nie. Ons wil nie deur lyding gaan nie. Maar wanneer ek en jy in gehoorsaamheid opstaan, soos wat al die apostels gedoen het, soos almal voor ons gedoen het hulle oorgawe en gehoorsaamheid aan wie? Aan God gegee. En hulle het in geloof opgestaan. Dis wat Jesus gedoen het. Dink jy daai kruis was vir hom lekker geweest? Maar hy het gekom en gesê, Vader, in u hande plaas ek my siel oor in geloof. Here, in u hande plaas ek my probleem, want u
gaan my die oorwinnaar maak. Wanneer doen ons dit? Of wil ons vashou aan die hoekoms, die waaroms, die smart, die eie ek? Of gaan ons van vandag af sê, dankie vir my seëning, Here, maar hier is 'n storm. Ek gee dit in U hande oor. Wanneer ek en jy dis alleen, verlore en verlate voel, wanneer die vrae van die lewe onbeantwoord voorkom, gee God aan my en jou opdrag, wees afhanklik van my. Jy en ek moet ons behoeftigheid erken en dit aan die voete van God neerlê. Dan moet ek en jy ons vertroue in hom plaas. Mag ek en jy van vandag af nie meer hoekoms en waaroms vra nie, maar mag ek en jy kom en sê, mag ons vertroosting vind in God se beloftes, wanneer ons deur swaar kry gaan. Mag ek en jy ons afhanklikheid erken, wanneer ons deur moeilike, goeie en slegte tye gaan. Mag ek en jy op hom vertrou en sy teenwoordigheid, sy nabyheid en elke oomblik beleef. Mag ek en jy van vandag af kom en sê, Here, ek gee oor. Die hoekom, die waaroms gaan uit my lewe en word vervang met dankbaarheid, vertroue, geloof en gehoorsaamheid aan God die Vader. Amen en amen. Kom ons sluit ons oë. Liefdevolle Vader, Here, ons kom vandag, Here, na U toe, Here, met 'n dankbare hart, Here. Here, maar 'n hart wat sê, Here, dankie vir die voorreg wat ek kan hê om daar die mooi troon van genade en liefde deur U Seun Christus Jesus te kan betree. Ja, Here, ons lewe in 'n gebroke wêreld. Here, ons is mens, Here. En tog is dit so maklik, Here, om ons ore uit te leen, Here, vir die mens. Here, vir die negativiteit wat gespreek word. Daar's soveel mense wat sê, Here, hierdie gaan 'n donker jaar wees vir Suid-Afrika. Here, dit gaan 'n donker jaar wees vir elke huishouding. Here, gaan 'n donker jaar wees op ons werksyfer, Here. Here, dit gaan 'n donker jaar op soveel dinge wees. Here, dat ons so negatief voel, Here, dat ons so verlate voel, dat ons so wanhoopig voel. Here, dat ons sê, Here, kan ons gered word, Here? Maar Here, ons moet besef, Here, wie U is, Here. En wanneer ons weer onsself in U vind, Here, sny ons af van die negatiewe dinge van die wêreld, Here, die hoekoms, die waaroms. Here, hoekom moet ek deur hierdie moeilike tyd gaan, Here? Maar ons fokus verander, Here. En ons slaan ons oë op na die berge, Here, Psalm 121, Here. Want ek weet, Here, waar my redding, my hulp vandaan kom, Here. Dit is in U, Here. Here, maar dan moet ons vandag, Here, 'n keuse maak. Here, ek dink so aan Petrus, Here. Toe daai storm so gewoed het, Here. Toe die lewe hom so ingedruk het, Here. Here, het sy oë opgeslaan na U, Here. En soveel mense is daar vandag, Here, wat sit, Here, soos Petrus in daai omstandighede, Here. Here, baie wat dalk vandag moontlik ingeskakel is. Here, baie wat vandag sê, Here, ek het iemand nodig. Ek het 'n redder nodig. Gee Petrus daar die antwoord, Here. Hy roep uit, Here. En hy sê, Here, red my. En Here, U het daar die hand uitgesteek, Here. Want op daardie oomblik, Here, het Petrus gekom. Hy het oorgawe aan U gemaak, Here. Want hy het geweet, daar's net een wat hom uit hierdie omstandigheid kan red, Here. Here, hy was gehoorsaam, Here, aan die woord, Here. Want die woord sê, wanneer die storms woed, Here, moet ons hand uitstrek na U. En hy het geweet, wie kan sy omstandighede verander? Dis U, Here. En Here, daarom het hy in geloof ook sy hand uitgesteek. Mag ons vandag, te midde van ons storms, Here, te midde van ons pyn, te midde van ons seer, Here, vanoggend die hand net uitsteek in geloof.
en sê dankie Here dat ek weet U die hand neem, soos wat U die hand van Petrus geneem het en hom uitlig uit sy omstandighede. Dankie dat ons weet, Here, daar's vandag hoop in die naam van Christus Jesus. Dankie Here dat ons weer by die voete kan sit en onsself kan oorgee aan U in Christus Jesus naam. Amen en amen.